Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die regsaspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Regspraaktyd. Handelsreg. Handelsreg. Ja, so moet jy handel, dit is nie reg nie. Regspraak my. Talk regspraak to me. Dankie. So ja, ek wil graag 'n saak uitmaak vir die mens teen AI. Ek dink daar's plek daarvoor, ons het dit gesê, ons erken dit. Maar ek dink daar's 'n paar goed wat teen dit tel en ook ons reliance op dit en ons voorspellings ten opsigte daarvan, hierdie ding van daai gaan jou job vat. So ek sê nie dat dit nie party mense se jobs gaan vat nie. Ek dink daar's baie mense, ek dink onmiddellik byvoorbeeld aan debt collectors. Daai werk is so flippend stock standard, jy weet, hulle kry die goed in. Dis, maar dit hang af, ek dink daar's ander ouens in Amerika wat ek gesien het al. Weet, daar's 'n fisiese ou wat met 'n taser ry. Ja, okay. Dog the Bounty Hunter. Ja, ek wil sê, daar's nog steeds plek vir groot ouens met groot gewere. Okay, ja, so, ek praat van wettige skuldinvorderings. Ja, dis nie, sorry, ek was dit duidelik gemaak. Nie die mob se debt collector department. Ek praat nie van getting the money nie. Ek praat net van following the process. So, ja, daar's baie van hierdie goeders van om standaardbriewe op te stel en goed, so daar's dit, maar net byvoorbeeld 'n case in point teen outomatisering, oorweeg die gevalle waar jy kom en die feedback agter die counter is, sorry, the system is offline, en dit het al gebeur, right? Of jy speel met een of ander system, nou het hy nie daai opsie nie, jy soos nie een van hierdie nie, ek wil daai ding doen, en jy kan nie, okay. So daai al klaar sê net vir mense dat die afhanklikheid van 'n stelsel het onmiddellike beperkings, right? Maar daar's ook party goed wat net eenvoudig nie in 'n proses omgesit kan word vir outomatisering, want dit is eenvoudig net te uniek, die proses is nie gedefinieer nie, en so wat kan geautomatiseer word is 'n gedefinieerde proses, 'n baie goed gedefinieerde proses. Wat oor en oor plaasvind. Yes, en of 'n eenvoudige, maar baie goed gedefinieerde proses. So dit is 'n voorwaarde, en byvoorbeeld om brood te bak is maklik, maar om die bestanddele vir 'n broodfabriek te bestel is nie maklik. En dit is dan die tipe komplikasie, so ek gaan bietjie net so 6 punte noem, wat alles nou 'n bedding het. So eerstens, ons werk baie dikwels met proses, maar nie altyd nie. Sê nou maar die hofproses, ja, daar's die tipiese goeders, jy weet, want dit is voorgeskryf, so daar's dit, dan dat, maar dit raak baie vinnig ingewikkeld. Jy het nou, daar's tipiese goed, soos okay, daar's 'n dagvaarding, daar's daar kennisgewing van verdediging, maar daar kan ook wees 'n eksepsie, of een of ander interlocutory application, die partye kan ooreenkom om die saak op te skort, jy weet, iemand kan, hulle kan settle, sulke goed, so daar die ding spat baie vinnig, of daar soos, ons moet eers ondersoek op een of ander ding instel, daai ding pas nie in daai proses in nie, of jy moet al daaraan gedink het, en dan met al sy permutations, so, vir elke so uitsondering is daar 'n proses nodig, en dit onmiddellik, dis vir ons byvoorbeeld in ons praktyk, een van die redes hoekom ons sukkel met praktyk sagte ware, want dit is net vir die praktyk gemaak, en die praktyk is actually nie beperk tot die praktyk nie, daar's baie goeders om dit wat jy moet doen, en reël en stuff, so okay, dit is een ding. Tweede ding is die verkryging van instruksies. Vir ons om, selfs sê nou maar net die tipiese hofstuk op te stel, moet jy aan die kliënt 'n bietjie kan verduidelik, wat doen ons nou? Die regte inligting uit die persoon uitkry, dit vertaal na Procureriaans, Latyn, jy weet, in daai lingo. Procureriaans is dit woord, ek dink so. Net in Pretoria. En praat ons so, jy weet, geliewe deeser, ons het ons hierdie woorde wat ons net ons gebruik. En, maar dan sal ook strategie in litigasie, wat jy sê, wat nie, en hoe jy dit sê, wanneer, en wat se proses en volgorde en sulke goed. So dit is baie menslike tipe aktiwiteite, wat nie sommer net met 'n lys van vrae
en so geadresseer kan word, of kyk 'n video en dan verduidelik die ding vir jou, dan antwoord jy die vraag. So, want jy het ook dan nog boonop kliëntpersoonlikhede en verwysingsraamwerke. So, elke kliënt is uniek. Hulle kan nie op dieselfde manier benader word nie, en jy kan hulle nie net dieselfde vraag vra nie, want jy gaan so wat jy nou nog sê, aan die einde dan kom maar daai kikker uit, wat jy het eintlik baie significant component het nog nêrens gefeature nie. Maar dan sal die komplikasies wat inkom, partykeer is goed laat, dit is nie volgens die gedefinieerde proses op tyd nie. Partykeer is iemand nie beskikbaar nie, of die printer breek, ek wonder of AI printers kan fix, dit sal, dan is ek vir dit. Nee, maar daar's 'n besigheidsmodel agter dit, in die printing industrie, want anders kan jy self-healing, en hy kan self sy toner order, daar's partykeer 'n besigheidsmodel agter, as jy dit ook onthou, wil dit laat bring. Maar ek joke, so, partykeer is die internet af, dit gebeur nou al meer, weet, ons het nou, en kan nou nie eers meer ons flip in hotspots gebruik in load shedding nie, want die toring is af, so dit is so erg dit is. En nou as jy, wat ek nou sê nie, ek werk online, ek's op die cloud, nou is wel, nou is ek jy weet, right, of partykeer raak dokumente weg, jy kry nie die ding nie, hy is misplaas, iemand het hom 'n verkeerde naam gegee, of in die verkeerde folder gesê, maar goed, so, dis komplikasies wat inkom, right. Dan, met punt 5 is die organisering van data, is ook nie so straightforward soos wat mens dink nie. Ek noem nou die voorbeeld van, okay, scan hierdie pak dokumente, en hierdie is 'n invoice, hierdie is 'n brief, hierdie is 'n e-mail, van wie aan wie sulke goeders, maar daar's tog 'n mate van diskresie, jy weet, soos daai wat mense nou typies byvoorbeeld, as jy nou, is this a robot toetsie doen voor jy iets kan submit, dan moet jy mos nou sê wat hier is die traffic light, of waar is 'n fiets, en sulke goeders, want die ding, daar sekere goed wat nuances is, wat ons sê, hierdie is 'n invoice, maar hierdie was 'n pro forma vir 'n kwotasie, byvoorbeeld, hy moenie daar by die berekeninge inkom nie, anders gaan hy als uitgooi, hierdie ding was nie aanvaar nie, nee, daar was 'n kredietnoot, ons het hom nooit gescan nie, wat ook al, so daar sekere goed wat bietjie insig benodig, en dan het mens notas en metadata, goed wat inligting rondom inligting, en insigte wat jy moet van trek hou, en goed so, en ten opsigte daarvan, is almal nie altyd toegelaat om alles te sien, jy het permission settings, so jy het, hier is 'n gedagte wat ek dink, vra die kliënt dit, maar ek wil dit nooit ergens laat feature nie, dit moet nie daar bly nie, nou waar sit ek dit nou digitaal, en of ons sien ietsie soos, pas op vir hierdie punt, dit mag nooit ergens verskyn nie, dis die doel van daai kennis en nota, so dit maak dit baie moeilik, en ons het ook byvoorbeeld version control in dokumente. Nou werk ek met 'n ding, jy met 'n ding, wie het laas aan dit gewerk, watter weergawe het wie op gewerk, het ons dit al als by mekaar gebring, het almal op dieselfde platform gewerk. Ja, daar is antwoorde vir daai goed, maar dis alles komplikasies. En dan laastens is dit net eenvoudig hoe random die legal industrie is, want wat die mens moet besef, law is reg agter die regte lewe, met alles, vir geboorte, die manier wat jou naam kry, jou citizenship, die huwelik, jou besigheidstransaksies, belasting, alles is in wet, somehow ergens gereguleer. So om die wet, the law, jy weet, which is actually an abstract thing, it's not a set of documents read together, it's far more complicated than that. As jy die law wil codify tot die mate wat dit so automated is, dat almal wat in hierdie lewe van ons handel en wandel, alles heeltyd net met AI doen en oplos en verstaan en uitfigure en vooruitskat en begroot en bestuur en goeders is dit is 'n moerse far stretch. Dit is nie die hoeveelheid ontwikkeling wat nog moet plaasvind tussen waar ons nou is en daar en hoe moeilik dit is om die verskille te maak, maar so daai sou ek sê is in 'n nutshell vir my goeders wat alles daarop dui dat ja, hierdie tools is op pad en daar's ander benaderinge en dis wat my excited maak is wat ek nou nog sê van legal design, van regsontwerp is dat, kom ons sê byvoorbeeld huidiglik, iemand gaan dood, nou moet daar eksekuteur aangestel word deur die meester van die Hoëhof en die testament moet nou, jy weet, uitgelê word en al die
bates moet opgawe moet gedoen word en so aan. Nou, ek kan nou nie maak of ek die antwoord het nie, maar dis eintlik baie makliker om so 'n proses te dryf as wat dit tans is. Vat byvoorbeeld wat Ernest hulle doen en hulle het klare opgawe van jou finansies, jou bates, jou belange, jou dokumentasie. As Ernest byvoorbeeld direk met die eksekuteur kan saamwerk en hulle weet wat die testament sê en hoe waar die goeders is daai spoed drasties vergemaklik. Tans sukkel ons met stupid goed soos die meester van die Hof maak nie die flip en leer oop en gee die stempel nie. Ons wag maande vir die stempel, wat totaal en al onnodig is. Die mooi goed daarom in die Department of Justice is dat die mense die howe hier in Gauteng, ek weet nie van die res van die land nie, maar ons het kort online en case lines, en dit is hoe dit moet wees. Dit raak nou regtig cool, soos jy maak 'n saak oop, jy ry nie meer middestad toe, parkeer in 'n basement, stap met 'n pak papiere op, kry 'n stempel, stap weg, ry en gaan laai 'n pakkie af nie. Jy upload die ding, sê wat is dit, wie's jy, en dit word ge-email na die teenkant toe. Boom, einde van die saak. That's the end of the matter. Die hof, die griffier, almal wat in die hofsadministrasie werk, het onmiddellike toegang daartoe. Nou, daai tipe klein efficiencies maak nou vir die kliënt byvoorbeeld, was daai gaan kry die stempel en lewer 'n kopie af. Baie maklike R3000 exercise, want dis 'n klerk wat moet gaan en seker maak is die regte stempel. Jy weet daai tipe goeders. Nou vat nou byvoorbeeld boedeladministrasie. Die meester van die Hof is supposed om op dieselfde manier te werk. Sê upload die testament, upload dit wat jy net hiernatoe sou bring en iemand sou daarna kyk. Nou kyk ek daarna op 'n skerm. Dis opgelaai deur 'n prokureur of iemand wat die regte registrasiekriteria ontmoet, en daar is dit nou. Nou kom die eksekuteur, lê die plan voor, sê hierso is my opgawes, hier het ook jy goed bymekaar sit, en jy kan die ding eintlik baie makliker administreer. Ek meen honderde ander goeders werk klaar so. Ons het nou net hierdie government intervention van kry die stempel en dan moet jy nou hierdie persoon aanstel wat moet begin rondbel en goed. So is dit nog daai wat jy met die wax en die ring moet doen? Ons het nie meer hierdie seelregte seels en sulke goed. Ons sê dis die duif is vlieg. Dis wat ek sê, daar's sekere goed is die duif kantoor dit stuur. As jy fisies met ingaan, hierdie waggies gou vir die wax. Ja, ek het 'n spesiale ring, net ek het hom. Maar daai mens moenie onderskat, ek net by daai. En daar's ek dink daar in Brasilia byvoorbeeld, nee. Daar's werkskeping in red tape. En mens moet dit nie vergeet nie, nee. Veral waar, dis amper, ek sal met die Italianers, daar's amper, dis nie incompetence, dink ek, meeste van die tyd nie. Ek dink dis werkskeping. As ons nou 5 ouens moet gebruik, en elke moet nou stamp, of jy moet nou van counter 1 na 2 na 3 na 4 na 5 toe gaan. Jy het 5 liggame versus wat tegnies weer eens 'n computer kan doen, nee. En ons sien, jy weet, ons is baie krities oor die regering, maar mens moet hulle ook hulle deel gee, dat daar is al klaar baie goeders in ons regering. Ek dink is baie van die grootste struikelblokke, face it, is ons landloop. Ek besef ander dag, die rede hoekom mense deesdae in Suid-Afrika bly, is want hulle is klaar hier. En want ander mense wie hulle ken is ook klaar hier. Jy weet, my familie en vriende is hier. So ek dink die advies is moenie kom nie. Ja, maar ons regering gee ons baie moeilikheid, jy weet, en maak die lewe vir ons baie taaf, maar tog is daar plekke waar hulle tegnologie geïmplementeer het, waar net so vinnig, so groot verskil maak, en dit is regtig nice, en mens kan sien hoe dit prosesse streamline, en dan kom jy nou by, gaan dit my job vervang? Nee, dit maak dit net baie makliker, dit maak dit net soveel beter, dit maak die kwaliteit van diens en dit baie meer, maar ja, so daar's baie plek vir innovering, maar dit is nog steeds 'n baie lang pad, en soos ek ook nou sê, dat die prokureurs wat ek beleef, dit is so moeilik om 'n halfuur of 'n uur van iemand se tyd te kry om te sê, kom ek wys jou net 'n basic ding wat jou
3 minute 'n uur gaan spaar, of wat jou hoop stress of confusion gaan spaar, of jy weet, jou visibility van jou organisasie gaan gee, of sulke tipe goed, en soos, ek het nie die tyd om iets te doen wat my tyd gaan spaar nie. Maar ek dink is 'n mindset ding, né? Ja, absoluut. Dis dieselfde En ek kan nie praat vir almal nie, ja. Want ek weet ek gaan nou hout kap. Dan spandeer jy 3 ure om my byl skerp te maak en jy weet, jy gaan ek nou. Versus die ander wat net wegspring met die stombyl en begin net kap. Ja, wel, ek sal amper meer sê, hier kom jy aan en jy wil aan iemand 'n chainsaw verkoop en hulle is so besig om te kap, hulle sê, ek het nie nou tyd om 'n salesman te sien nie. Jy sê, okay, wel. Dus dit is die mindset, jy weet, en ek dink dit is baie kere van die goed waarmee sukkel, maar dis hoekom ek stres dat oor die innovering kom eintlik van die ander kant af. Dis hierdie wat ek nou noem is hoekom lawyers dalk net gaan disappear. Nie want die actual lawyer job word oorgeneem nie, dit word obsolete, want ons kry goeders wat ons nie soontoe vat dat ons moet met lawyers vashardloop nie, of gebruik die lawyer eerder vir iets baie meer strategies, en sy help my om my grootste risiko's te dek, help my om seker te maak, hierdie ding bliksem nie in mekaar na 2 weke, 2 maande, 2 jaar nie. Jy weet, wat het ek hier nodig om actually my roete oor die see te beplan, in plaas van om lineair te dink en sê, ons gaan dit doen, dan dit doen, dan dit doen, dan dit doen, daar, boom, dis die plan. Is soos, wanneer laas het 'n plan uitgewerk. So, om dan liewers meer dinamies daaroor te dink, en so aan sy ek sê, is actually dan waar daar regtig 'n groot edge inkom. Hierdie is vir my interessant dat ek nou gaan sê, ek besef net, dit is juis, ons almal beweeg daarna toe, en ons nou gesê, wat ek altyd sê, ons weet nie hoe die werksplek gaan lyk oor 10 jaar nie. So die vraag is mos altyd, dis wat my verstommend is nog steeds van skool, universiteit, so aan. Niemand weet hoe die werksplek gaan lyk oor 10 jaar nie. So waarvoor berei jy die kinders en die studente voor? Maar ek sê dis die verkeerde vraag. Jy moet vra, wat vereis die werksplek oor 10 jaar? En ons het die antwoord. Ons weet dit. Hy het die 3 core capabilities. Is critical thinking, waar ons in COVID tyd gewys het, dat 99% van die wêreld kan nie krities dink nie, so dit is vir my problematies. Nommer 2 is right brain, is problem solving. Kan jy die probleem oplos? En dit is kreatiewe denke strategie. En nommer 3 is EQ. Moenie 'n poepel wees nie. Kan jy met mense werk? Dis die 3 skills. So ek wil sê, as jy jou kinders of jouself, as jy seker kan maak dat jy, ek sê altyd gaan leer 'n musiekinstrument speel, as jy jou kreatiwiteit 'n bietjie wil, as jy 'n bietjie left brain is, gaan speel 'n musiekinstrument, want dis een van die dinge wat beide lobbe. By the way, ons praat altyd van right brain thinking. Kreatiewe denke is hoe effektief beide lobbe gelyk opvier. Dit maak meer sin, ja. En 'n musiekinstrument vier al twee gelyk op. So jy kan analyties wees, as jy 'n musiekinstrument kan speel, dan oefen jy weet, en vice versa, weerskante toe. Oom Kobus Neetling leer ons altyd om die hele brein te gebruik om slim te kan wees en 'n boodskap mooi oor te kan kry na enige party toe. Op die skoolding, dit was nou vir my heel oulik geweest, ek was vroeër die week by my dogtertjie se skool open aand geweest, so dit was, sy's nou in graad R. En die van die ding is, dit waar niemand nog kan sê nie. Dis kleuterskool. Ja, kleuterskool. Maar sy is nou deel van 'n laerskool, se kleuterskool. Het hom. So in elk geval toe die onderwyser nou wat nou met al die ouers gepraat het, toe het sy juis gesê dat hulle syllabus is so mengsel tussen 'n Kanadese en Australiaanse syllabus, want hulle besef, hulle moet hierdie kinders voorberei vir werke wat ons nog nie ken nie. En ons verstaan nog nie waarvoor ons hierdie kinders moet voorberei nie. So hulle moet net seker maak dat die kreatiwiteit en soos jy sê, die problem solving en daai goeders ontwikkel word, want hulle weet nie anders wat hulle vir hulle moet leer nie. En ek dink die tragedie vir my is dat, en ek wil dank die vader, ek wil sê die eerste 7 jaar is afval krities in 'n kind se lewe, nee, so dankie tog, fondasies word gelê, maar dit voel vir my, jy kan nog waar jy
tyd het om te speel. Ek wil sê die kinders kom nog weg tot op 13 en dan val die wiele vir my af met die hoërskool. Want ek sien weer 'n skoppie struktuur in. Jy sal wiskunde, Afrikaans, Engels maak sou ek Engels praat nie. Ek sien nou met my laaitie, behalwe dat hy Engels praat vandat hy sy oë in 'n brein het. Hy kan nie, hulle noem dit home language dink ek. Hy kan nie Engels doen op baie level nie, want dis tegnies. Dis nie Engels nie. Ja. Dis nie, en wat het die werksplek nodig vir die toekoms? Kan jy Engels effektief kommunikeer, professionele vlak, skryf en praat? Nie weet jy of dit 'n werkwoord is, waar pas dit, is dit 'n weet ek weet nie waar hy bly die goeie. Ek moet sê, ek hoor jou en jy's reg. Dis nou daai wat daai vriend van my sê, akademie is uitgedink deur akademikuste vir akademikuste. Toe sê ek vir hom akademisie. Maar ek het nie meer daai nie. Maar tog is dit nog steeds nee asseblief. Ek seker het 'n beter knop nie gehad. Download. Of as ek sê hierdie ene dan ene. Ja, dankie. Ja, maar ek dink daar's tog 'n goeie plek vir 'n teoretiese grondslag. Ek weet dit is tegnies, ja, en dit is klomp BS, maar toch, maar nie taal nie. Taal is 'n tegniese ding. Dit is 'n code wat mens moet verstaan. Dit is nie net maar jy oefen hom. Eat fruit mango nie. Jy weet dit. Maar jy kan hom net maar dit is dieselfde, maar taal is vir my dieselfde soos spiere. Die enigste manier om 'n taal te leer. Dis interessant. Taal, jy moer iemand by die diepkant in. Die vinnigste wie jy taal gaan leer is en is vir my of jy gaan na die land toe en jy waar niemand Engels praat nie. Dis die vinnigste wat jy daai taal gaan leer. Nie Duolingo. Wel, of hulle kyk YouTube Kids. Ja, dit het my dogtertjie actually Engels geleer. Ons het dan nie Engels geleer. Ja, maar daai is Cocomelon het daai Engels geleer. Maar dit is maar ek wil sê dis die waarheid. Ja. Dit is 'n realiteit, nee, maar jy moet hoor en natuurlik ons kom terug. Woordeskat word gebou deur lees. Hoe meer boeke jy lees, hoe beter sal jy die taal of die bemagtiging van die taal hê. Dit kom terug na lees toe. So dis weer daai, as jy vir my wys vir my, ek wil sê 'n hoërskool wat sê ons Engelse kurrikulum is die kinders moet 1 boek 'n maand. Ek gee nou hoe dik, maar hy kan maar so dik wees. Hulle moet die boek lees. Dan sê ek vir jou, jy het 'n wêreldklas Engelse departement wat daai gaan skryf en die kommunikasie vir die woordeskat vermoë. En ek wil sê dis actually eenvoudig, maar is dit tog op einde van die dag, ek voel vir myself wat ons altyd sê in besigheid, die praktiese kragtigste hulpbronne of manier van besigheid doen, dit is eenvoudig. Dis weer die teorie is wat hom moeilik maak of donker maak of onseker maak. Ja, en dan dink jy ook nou sweet but stupid dit is dat hulle vir ons flippin Macbeth gee in matriek. Jy weet, dis soos die flippin King James Bible. Wel, die King James Bible is baie makliker as Shakespeare, want Shakespeare is poetic and stuff, jy weet, dan is dit soos what a wasted opportunity. Ja. Nou gaan julle in flippin poetry in. Ja, J.K. Rowling man, laat hulle Harry Potter lees of iets en maak dit interessant en bietjie kreatief raak. In Afrikaans kan hulle Hendrik Potgieter lees. Hendrik Potgieter. Is dit kringe in 'n bos nie. Alright. So op hier's ek het 'n lawyer joke. Maar jy, skus, ek is jy klaar. Ja, skryf dit neer maar hè. Dis 'n lawyer joke is deur ChatGPT is 'n bietjie flou. Why did the lawyer cross the road? To get to the bar. Nah. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.